Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se Saamwees. Ons praat sommer so oor die waarde van gebed en wat dit vir ons beteken. Hier by ons in die gemeente is daar die wonderlike dissipline en ook die geleentheid om elke laaste week van Januarie deel te neem aan die jaarlikse week van gebed. Ja, hier in die dorp het ons die voorreg om dit saam met buurgemeentes aan te bied en ons gaan kuier so by mekaar in die verskillende gemeentes. En ons doen regtig moeite om saam te mag bid. Ja, ek dink sommer so, die laaste ruk is dit nogal interessant dat ons gesprekke gehad het met mense so in die gemeente oor gebed en hoe ons dit verstaan en hoe ons daaroor behoort te dink. En ek dink sommer as mens so in brose oomblik ook in 'n ou se lewe is. Dan besef 'n mens, maar dit is so in mekaar geweef in die rol van gebed in die lewe van 'n gelowige. Dat dit nie noodwendig 'n towerstaf of 'n wenslys is nie, maar dat dit hierdie wonderlike geleentheid is wat ek as gelowige, daar waar ek is, in my hart, met my broosheid, om myself die geleentheid te gee of oop te stel, om in die troonkamer van die Here te wees. Om te hoor wat dit is wat hy met my deel, en dat ek ook my hart, my lewe voor hom mag uitstort. Ja, ek dink sommer so in 'n gesels van iemand ook weer aan 'n dag hier in die gemeente, en die vrou sê so mooi, sy sê, ja, as ons bid, dan moet ons onthou, ons moet bid binne die wil van die Here. Ja, ons verklaar ons afhanklikheid, hoor ek ander dag by iemand so mooi sê. En ek blaai dan juis met daardie gedagte in Johannes 14 vers 13. Wat julle ook al sou vra in my naam, dit sal ek doen, sodat die Vader deur die optrede van die Seun verheerlik word. Kom ons bid saam. Here ons Here, ja, wanneer ek bid, dan weet ek hoe afhanklik ek van U is. Here, ek weet, selfs die gedagte daar rondom is te groot vir my begrip. Maar met my pogings en my moontlikhede oor wanneer ek dan ook in gebed tree, wil ek graag met my hart, met my wese, met wie ek is, voor U troon kom staan. Here, en dat U my opregtheid en my afhanklikheid, dat U dit raak sien, mag ek dit ervaar. Here, dankie, dat ek dan ook net soos wat Johannes hier skryf, dat ek dit wat ek vra in U naam mag vra. Here, en dat dit ook so sal wees, dat die Seun hierdeur verheerlik sal word. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê, en maak sommer moeite om uit te vind of jou gemeente deelneem aan die jaarlikse week van gebed. Skakel in, neem deel, skakel in by 'n gebedsgroep, en put die vrug of die waarde om saam te bid met mekaar. Mag jy 'n mooi dag hê, pas jou mooi op.